Stel jou voor, jy wil jou stok ou 2006 Toyota Corolla verkoop. Daar's niks indrukwekkend aan hierdie kar nie. Hy's oud, maar hy's betroubaar. So jy sit jou Toyota Corolla op 5 Marketplace en wag dat iemand moet belangstel. En 'n man kontak jou, sy naam is Roy. En Roy lyk ordentlik. Roy praat mooi in hierdie gesprekke wat jy met hom het. En hy kom kyk na jou Corolla en dan vra hy of hy 'n vinnige draai kan ry om te sien dat hierdie kar niks moet keer nie. En jy gee vir Roy die sleutels. En Roy ry weg. En jy wag. En wag. En wag. En na 'n uur raak jy kriebelrig, want iets voel nie vir jou lekker nie. Na 2 ure weet jy, hier is fout. Roy het nou net jou Corolla gesteel, want dit is hoe ons wêreld werk. Skielik bel jy die polisie, want ons werk met kontrakte. As ek en jy wil besigheid doen, dan skryf ek en jy skryf en ons teken en ons sê dis hoe dit werk. 2 partye. 2 handtekeninge om hierdie transaksie volledig te maak. 2 kante wat hulle deel van hierdie kontrak moet hou, anders is die kontrak nie geldig nie. En as een kant hulle woord breek, dan is dit verby. In die Bybel praat mense anders oor kontrakte. In die Bybel werk dit anders. God praat anders. In die Bybel lees ons van 'n verbond. Jy sny 'n verbond. En luister hoe beskryf die teks dit vir ons as 2 mense hierdie verbond met mekaar sluit. In Genesis 17 vers 7. God sê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag na jou, van geslag tot geslag. 'n Blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Dis die hart van dit alles. Ek sal jou God wees. En Abraham staan daar met sy hare in sy hande, sy mond vol tande, want God sluit hierdie verbond eintlik met homself. Want kontrakte het anders gewerk. Maar God doen hier in Genesis iets totaal anders. Hy sê nie, kom ons teken hierdie kontrak en ons kyk hoe dit gaan nie. God sê, ek verbind my aan jou, Abraham. Ek verstaan dat jy nie hierdie verbond gaan hou nie, maar ek sal. In vandag se erediens op Sondag 22 Februarie het ons 'n babietjie gedoop. Die diens begin en ons word herinner dat hierdie kind niks beloof het nie. Dat hierdie kind niks besluit het nie. Dat hierdie kind nie eens hulle geloof kan bely nie, want hulle weet nog nie eers wie hierdie God is nie. Daar was net water in God se naam. God wat sê, hierdie kindjie behoort aan my, of hy dit nou wil hê, of nie, of sy my ken, of nie. Ek is hierdie kind se God, en hierdie kind mag my kind wees. Ons lees in Handelinge 2 vers 39, hierdie is 'n belofte vir julle en julle kinders, want ons is almal deel van hierdie verbond. Hierdie belofte kom altyd eerste. God begin altyd. En die teologie van hierdie verbond is eenvoudig. God se genade is altyd eerste. God se genade loop voor die transaksie vooruit. Ons word nie eers getrou en dan kom God na my en na jou of na ons en ons kinders toe nie. God kom eerste en eintlik word ek en jy op 'n stadium wakker in hierdie verbond. In dit wat reeds waar is. Nou kom ons gaan vir 'n oomblik terug na Genesis 15 toe, hier waar God die verbond met Abraham sluit. Want dis eintlik die eerste groot verbondstoneel in ons Ou Testament. God beloof vir Abraham 'n nageslag. Hy sê vir hom, Abraham, tel die sterre, soveel soos wat hierdie sterre is, so groot gaan jou nageslag wees. En Abraham glo. Maar hy glo met voorwaardes. Hy sê, Here, hoe kan ek weet dat dit wat U sê waar is? En dan antwoord God hom in die vorm van 'n verbond, 'n kontrak, soos wat ek en jy dit vandag ken. Want daardie wêreld het hulle nie op papier geskryf en gesê, dankie, ons glo mekaar. Nee, hulle het vreemde goed gedoen. Hulle het diere gekry, karkasse.
En hulle het hierdie karkaste in die middel deurgesny en aan weerskante van die paadjie laat lê. En dan het albei partye deur hierdie karkaste geloop en gesê, mag ek, as ek my woord breek, word soos hierdie diere. My woord is my eer. Mag dit met my gebeur wat met hierdie diere gebeur het, as ek nie my deel van hierdie kontrak nakom. In Genesis 15 gebeur daar iets merkwaardig. Daar gebeur iets ongelooflik as God hierdie verbond met Abraham sluit, want Abraham slaap. Net God loop deur hierdie karkaste deur. Daar kom 'n rokende oond en 'n brandende fakkel. En God se teenwoordigheid beweeg tussen hierdie karkaste deur. God sê, Abraham, ek gaan met jou hierdie deal maak, en ek weet jy gaan nie hierdie deal hou nie, maar ek sal dit namens jou, ek gaan jou God wees, jy gaan my kind wees, ek gaan jou kinders se God wees, en hulle gaan my kinders wees. God neem al die risiko net op homself. Hy sê, Abraham, as ek hierdie verbond breek, as enige van ons hierdie verbond breek, dan sal ek die prys dra. Mag ek word soos hierdie diere wat ons in stukke gesny het. En Abraham vra nie hoe nie, want dis wat almal rondom hom doen, maar hier doen God dit op sy eie. Dis radikale. God het homself verbind aan mense wat hy weet nie die deal gaan nakom nie. En dan hang daar 'n vraag oor die hele Bybel. As mense hierdie verbond breek, wanneer gaan God hierdie prys dra wat hy beloof het? Hoe word hy soos hierdie diere wat in stukke gesny word? Want ons ken die storie. Ons as mense val. Ons kry dit nie reg om aan God vas te hou nie. Mense het nog nooit dit reg gekry nie. Israel kry dit nie reg nie. Israel dwaal weer en weer en weer van God af weg. Ek en jy kry dit nie reg nie. Ons dwaal weer en weer, week vir week, dag vir dag van God af weg. Ons val. En dan is die vraag, het God dan geval? Het God sy deel van hierdie verbond gebreek? En die antwoord is baie duidelik, nee. Maar wanneer Jesus aan die kruis hang, dan lyk dit asof alles uitmekaar uitval. Want Jesus roep uit, my God, waarom het U my verlaat? En hierin lê 'n stuk diep waarheid. Dis nie God wat sy deel van hierdie verbond breek nie. Dis nie God wat nie by sy belofte kan hou nie. Dis juis God wat getrou bly aan hierdie belofte wat hy aan Abraham maak. Want in Genesis 15 sê die Here vir Abraham, mag ek gebreek word as hierdie verbond breek. Ek neem hierdie verbond op myself, Abraham. En op Golgotha word God gebreek. Word hy as te ware in twee gesny, soos hierdie diere in hierdie verbonds gebruik. Maar nie omdat God gefaal het nie, nie omdat hy nie getrou gebly het nie omdat hy 'n fout gemaak het nie, maar omdat ek en jy gefaal het. Omdat ek en jy nie by hom uitkom nie leef soos hy vra nie onsself kan red nie, en omdat God geweier het om sy verbond met my en met jou te laat sterf. Die kruis is nie 'n teken van God se mislukking nie, dis 'n teken van God se getrouheid. Dis 'n God wat sê, ek sal eerder self gebreek word, as wat ek hierdie verhouding tussen my en jou verloor. In dieselfde diens waar hierdie babatjie gedoop is, het jong mense hulle geloof bely. Soos wat ek en jy baie dikwels doen as ons nagmaal gebruik, of as ons sê, ons glo. 'n Klomp jong mense het gesê, Here, ek glo. En die waarheid is, hulle verhouding met God, hierdie reis het nie in hierdie diens begin nie. Eintlik het hierdie jong mense wakker geword in die verbond. Hulle word wakker in hierdie klaar verhouding, klaar God wat vir hulle lief het, God wat hulle uitgekies het. Romeine 6 sê vir my en vir jou, deur die doop is ons saam met hom, saam met Jesus begrawe, sodat ons 'n nuwe lewe kan hê. Want dit is wat geloof is, dis om te sê, ek behoort aan Jesus. Ek sien wat gebeur, ek sien hoe my Jesus aan 'n kruis hang.
gewoon sodat ek met hom 'n verhouding kan en mag hê. Paulus vat dit verder in Romeine 10 vers 9. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, dan sal jy gered word. Want ek en jy moenie 'n verhouding begin nie. Ons kan niks opstart as dit kom by God se koninkryk nie. Ek en jy word op 'n stadium wakker en ons oë gaan oop en ons is in die middel van hierdie verbond, in die middel van hierdie kontrak. Nie omdat ek eers te kies nie, maar omdat God my gekies het, omdat God jou gekies het. En dalk kyk jy vandag na hierdie video en jy was nie by daai diens waar daar gedoop en belydenis afgelê is nie. Maar die boodskap is ook waar vir jou. Die Bybel se storie is nie 'n storie van God of van mense wat aan God vashou en dit reg kry om naby God te wees en die regte dinge doen nie. Dis 'n storie van God wat aan mense vashou. En God wat sê, ek het jou so lief dat ek myself sal gee, want hierdie verhouding wil ek nie prys gee nie. Selfs wanneer ek en jy God los. Selfs wanneer die geskiedenis wys dat mense nie aan God vashou nie, selfs tot by die kruis, selfs vandag nog, hou God vas aan hierdie verbond wat hy met Abraham gemaak het. In 2 Korintiërs 1 vers 20 sê vir my en vir jou, al die beloftes van God het in hom, in Jesus, ja geword. Ek en jy word wakker in hierdie verbond en miskien is die enigste ding wat vir my en vir jou oorbly om te sê, ja, Here. Ek glo, ek verbind myself aan U. Elke keer as ek en jy besluit van vandag af lyk my lewe anders. Hier in Lydingstyd, die 40 dae voor Goeie Vrydag, voor Paasnaweek, as ek en jy sê, Here, ons wil onsself toewy, ek gaan iets opgee sodat ek iets van U swaar kry kan beleef. Dan moet ons besef, ek en jy kan niks begin nie. Net soos wat die kerk nie iewers God kan gaan wees in die wêreld nie, want God is reeds daar. In missionale taal in die kerk sê ons moet gewoon kyk waar God besig is. En ons moet daar gaan inval. Ek en jy moet net wakker word en besef ons word in die verbond wakker. Hier's reeds 'n verhouding aan die gang, want is alles net God. Abraham staan nie daar en sê, wag Here, wat moet ek met hierdie diere doen, wat moet gebeur? Hy weet, want almal doen dit. As ek my Corolla wil verkoop en jy wil vir my geld gee daarvoor, dan sny ons diere uit mekaar uit. En ons stap deur en ek sê, ek gee vir jou 'n 2006 Corolla, jy sê, ek gee vir jou 'n paar rand. En ons stap deur hierdie diere en ons sê, as ons woord breek, mag ons word soos hierdie diere. Dis wat Abraham verwag. As Abraham wakker word, het God alleen deur hierdie karkaste gestap. Het God alleen gesê, Abraham, ek gaan jou God wees en jy gaan my kind wees. Abraham, jou kinders gaan my kinders wees en ek gaan hulle God wees. Jy het die voorreg, ek het die voorreg om in hierdie verbond wakker te word. Om te sê, ek is saam met Jesus uit die dood uit opgewek, nie omdat ek nie, maar omdat God. Mag jy vandag weer opnuut vir die Here sê, Here, ek sien raak wat U in hierdie wêreld doen, ek sien raak wie U in my lewe is. Here, ek kies om vir U ja te sê. Gemeente, wat 'n voorreg is dit nie, dat ek en jy God se kinders mag wees, nie erfgename mag wees van dit wat God gee. En dis die lewe in sy volheid, die lewe wat nooit ophou nie, en mag my en jou lewe daar buite gaan wys dat iets anders aan die gang is, dat ons 'n God aanbid, wat homself gee, sodat ek en jy met hom 'n verhouding mag hê. Amen. Here, dankie dat ons kan stil word. Here, dankie dat ons kan vra, maak ons oë oop, kom woon hier in ons harte, maak ons bewus van die feit dat U reeds daar is. Here, want ons wil wakker word. Mag ons besef dat ons wakker word in 'n verbond. 'n Verbond wat U nie net met karkaste van diere gesny het nie, maar met U eie liggaam.
Mag ek vashou daaraan. Mag ek dit gaan uitleef, Here, en mag U teenwoordigheid my so verander, dat mense iets van U in my doen en late kan beleef. Here, dankie dat U my sondes vergewe, Here, en vergewe my as ek sukkel om aan U vas te hou. Maak my hart skoon en kom woon hier in my binneste. Kom werk deur my hande en kom praat deur my lippe. In U naam alleen. Amen.